Wie is julle goeiemôre bietjies? Dankie julle. Luister julle. Die feit dat jy vandag hier is 'n miracle. En as jy my gehoor het, jy verstaan, kan ek nou net terwyl jou aan dan jy boodskap gekry. Maar kyk, miskien moet ek 'n bietjie meer praat. Hoekom dink ek jy is 'n miracle? Ek weet, ek is baie by die hoofles nog nie, want ek wil iets sê wat net 'n ou by juffrou in 'n ou klas kan sê. Die feit dat jy vandag hier dit is so fantasties dat jy hier is. Die kans dat jy gebore moes wees, is so klein en prakties sit jy. Julle almal weet hoe gebeur lewe, né? So vir jou vandag hier te gewees het, in die 9 biljoen mense wat op die aarde is, moes jou ma en pa bymekaar uitgekom het. Ok, jy weet nie wat het gebeur, waarom is jy toe nou? Maar jy het al gehoor dat het miljoene sterretjies gevat het om by jou uit te kom. Nou, jy het het al gehoor. Juffrou, dit is so simpel. Maar kyk, gee my kans. Iets waar jy nie gedink het nie. Jou ma en pa het aan mekaar gekom, maar jou pa, sy ma en pa moes by mekaar gekom het sodat hy daar was. Sodat jy kon doen. Jou ma se ma en pa moes by mekaar kom, sodat sy daar is, sodat jy daar kan wees. Maar jou ouma aan jou pa se kant, sy ma en pa moes daar by mekaar uitgevoer het. Sodat sy daar kon gewees het, sodat sy met jou oupa kon getrou, sodat jou oupa jou pa gehad het en jy self met jou ma se kant. Hulle ma en pa moes daar gewees het. En skielik julle, as mens so daaraan dink, dan besef jy hoe verskriklik klein is die kans. En wat 'n ongelooflike miracle is dit, dat jy vandag is. Hoop het sin as jy bietjie inbeeld. Maar okay, dit is eintlik waar my praatjie trek. Sorry. Ek het net gou vir julle kyk. Kan nou nie lekker sien nie, maar kan ek net my bril aan? Baie dankie. Skies julle. Goed. Wat 'n ongelooflike ding is 'n bril. Want nou skielik kan ek sien wat ek hier geskryf het en nou kan ek julle regtig die storie begin vertel. Ek weet nie of jy dit nou agtergekom het nie, maar dalk weet jy dit. Hierdie is 'n regte bril. Hierdie is eintlik dis 'n fake bril, maar dit is 'n genuine toy. Nou, as dit jou sin maak. As ek gaan kyk na 'n fake bril, dan gaan ek dadelik wat ek vir wil sê. Ek wonder of jy al ooit gedink hoe ongelooflik is jou oë. Jou oë, ek is 'n paar goedjies stel, sorry vir die lewenswetenskaplikes as jy dit nou klaar het, maar jou oë is die enigste orgaan wat self homself suurstof uit die lug uit kan kry. Behalwe soos vir die longe. Jou oë kan miljoene skakerings van kleur sien. Miljoene, want dit is 3 keelselletjies wat dit kan doen, wat miljoene skakerings kan sien. Maar wat interessant is, daar is mense, miskien as jy een van die mense, hoe sal jy dit weet, ek moes dan ook nooit geweet sien, miskien is ek een van die mense, daar is mense wat miljoene meer skakerings van kleur kan sien. Ons noem hulle tetrakromate. Dis daai mense. Hulle sien nog meer skakerings van kleur as jy. Jou oë, dit was vir so interessant wat ek gelees het. Selfs al staar jy vir iets. Maar jy kyk net so stip vir een ding, gelang. Jy weet ons partykeer dan raak jou gedagtes en dan kyk jy so stip vir 'n ding en dan skielik dan kyk jy weg. As jy so staar vir iets en jou oë kyk so stip vir dit, jy weet dit nie, maar jou oë beweeg die hele tyd baie klein bewegingkies. Want as jou oë nie sou beweeg nie, dan sou jou brein aanvaar het, dan kom nie nuwe informasie nie, en dan sou jy nie verder gesien het nie. Hoe amazing is dit, jou brein en jou oë werk so mooi saam, dat jou oë gee die hele tyd nuwe informasie vir jou brein. As jy mooi gaan dink, iemand het geskryf iewers in 'n artikel wat ek gelees het, jou oë is so
direk met jou brein gekoppel, dat in 'n sekere sin is jou oë en jou brein eintlik, jy kan dit eintlik sien as 'n eenheid, want dis direk aan mekaar gekoppel. Jy sê hierdie een persoon nog, ja, dis as 'n deel van jou brein uitpop hier by jou kop, sodat jy kan sien wat die buite aangaan. Dat het my so amazing toe dit gelees het. Maar jy geweet, party mense se oog, daai lens wat in jou oog is, partykeer word daai lens bietjie dol, as jy bietjie ouer is, of jy kan nie lekker beweeg nie, of partykeer kry daai lens katarakte op of wat ook, dan kan jy kan jou lens laat vervang deur 'n dokter. So hulle maak 'n klein snytjie in die kop, hulle druk net oogdruk op, jy kan nie jy se vriende daar hoes nie. Druk op in die oog, maak 'n klein snytjie daar, en dan letterlik dan pop hulle jou lens uit. Jou lens is so klein ronde kiekelinge. Dan pop hulle jou lens uit, dan sit jy 'n nuwe lens in en dan kan jy weer baie mooi sien. Miskien het jou oupa of jou ouma al 'n lens vervang gehad, of jy maak jou pa. Dan kan hulle weer mooi sien, so mooi sien, dat hulle eers weer 'n bril middag het nie. Maar jou oë en jou brein is so fantasties, maar partykeer lok hulle vir jou. Wonder wat met jou gebeur. In my huis het dit baie gebeur, ek het 2 seuns gehad. Ek het hulle nog steeds, ek het nie eens sien nie. Maar toe hulle kleiner was, eintlik doen dit nou nog my man ook baie, jy doen dit dalk ook baie. Jy gaan soek iets in die yskas. Jy gaan soek dit. Dan sê jy maar, jy sê kaas in die yskas, en sê wat jy daar is, kyk, kaas is in die yskas. Maar, ek staan uit in die yskas, is die kaas in die yskas, en dan sê jy maak jy terug, dit is in die yskas, kyk op daai raak, maar, die kaas is nie, dan kom jy maar daar aan, maar, hier is die kaas, as dit is slang, dan sit jy gepik. Nou, want dit is allemaal gebeur, dat is so, hoe moet ek dit doen? Ek het nooit nie gekijk en ek het die kaas, ja, ek sien julle snel, want dit het julle allemaal al gebeur, nou. 'n ander interessante ding wat elke dag met jou gebeur. As jy nou na jou hand kyk, ja, doen dit dan. As jy nou na jou hand kyk, is jou neus reg in die pad van jou oog. Maar jy het nie jou neus gesien, ne? Maar nou as jy op jou hand kyk, sien jy jou neus. So jou brein, jokkie vir jou sê jy moet nie worry oor die neus. Nie hom sien, dan sien jy hom nie. So as jy mooi gaan dink, oor hoe jok jou brein in jou oog weer. Hulle kan dan vir jou sê, hoeveel van ons, as ons na onsself kyk, by the way, jy al daarin gedink, dat jy jouself eintlik nog nooit gesien het nie. Jy het nog net 'n refleksie van jouself gesien, of 'n foto van jouself, maar jy het jouself nog nooit gesien sodat ander mense jou genuinely sien nie. Jy sien net 'n refleksie. Maar dink 'n bietjie daaroor, hoe baie keer sit ons fake mense aan as ons na onsself kyk. Ek is nie mooi genoeg nie, nie slim genoeg nie, vinnig genoeg nie. As ek nie aas van kry van jaar nie, gaan ek ophou speel, want dan is dit nie vir my nie. Ek kan nooit so smart wees, daai een nie. Ons sien die hele tyd hierdie fake mense aan. En dan gee ons onsself die hele tyd hierdie fake gedagtes van wie ons is. Vandag wil ek vir jou, saam met ons geestesgesondheidsspan vra, van jaar is ons tema, check jou lens. Miskien moet ons bietjie die lens check, waarna jy na jouself kyk. Miskien het daai lens van jou ook al dof geword en katarakte opgekry, dat katarakte is soos wat groei jou oog, dalk is jou lens op ons, jy glo nou al hierdie van, ek is lelik, ek is nie maar genoeg nie, my haar is nie mooi, my vel is lelik, so ek glo nou al hierdie goeders, dat my oor die hele tyd my sê, en ek vergeet hoe oor en brein partykeer vir ons ook. Maar miskien julle, as ek check my lens, moet ek dalk gaan kyk, nou okay, as ek my lens gaan check, en ek moet 'n lens vervanging kry, wat gaan my lens dan wees? Met watter lens moet ek in myself kyk? Ek gaan op jou 'n paar interessante goed lees. Die eerste interessante ding, Genesis 1 vers 27. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God, het hy geskape, man en vrou het hy geskape. Ek en jy is in beeld van God geskape. Wat se fake lens het ek aan as ek dink ek is nie goed genoeg nie?
Psalm 139 vers 7 sê, ek loof U omdat ek vreeslik en wonderbaar geskape is. Ek het nou vir jou van een orgaan so klein bietjie vertel. Hoe wonderbaar is jou oë? Hoe wonderbaar is jou hele liggaam? Dan praat ek eers van jou siel en jou gees. 2 Korintiërs 6 vers 18 sê, ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, sê die Here, die Almagtige. Kan jy ooit weet dat jy is nie goed genoeg, as die Here vir jou gesê, jy is my kind? Ja, jy is die ma en pa, as jy 'n dogter en klomp mense is van mekaar gekom, en dat jy vandag in hierdie middag sit. Maar die Here sê vir jou, jy is sy seun of dogter. Check jou lens. Ek het so geluk die hoofdgeluk teruglees, want ek nou vir julle net sê, vanoggend jou dink aan die bekommering. Toe besef ek gaan nou vanoggend met julle praat, maar ek kan nie vir jou sê, check jou lens, as ek nie my lens check nie. So ek staan vandag en ek gaan nou regtig rou en eerlik wees oor jou, sorry, Dr. Strydel. Maar ek gaan vandag op my lens check. En ek gaan jou vir al my accountable hou. So die eerste leen wat ek altyd geglo het, ek dink dit is, ja, okay, ek moet nou seker sê, dit is 'n leen, want ek vertel het dan vir dit is 'n leen. Eerste ding wat ek altyd geglo het, toe klein was ek saam met 'n klomp boeties groot geword, so die van julle wat 'n klomp boeties in die huis het, dalk is sissies op so, ek het net nie 'n sissie gehad, ek weet nie of sissies het nie. Maar my een boetie het altyd vir my vertel hoe vet is ek. Ek sê, ek is groot, ek is te lang, my vel is lelik, my neus is lelik, al hierdie goed altyd vir my vertel. So ek is baie bewus van my liggaam. Dis ek kom ek hier voor staan met 'n baadjie aan. Kyk, want ek wil net my liggaam wegsteek. Die ander ding wat hy selfde boetie vir my gesê, wat hy nou nie kan onthou. Ek het eendag van hom gesê, ek het nooit vir jou gesê. Jy het meer seker vir my gesê, want ek is nou hoe, ek gaan nou nie vir jou uitsak nie. Ek is al 30, en ek glo nog steeds. Ek weet nie hoe baie van julle het nou al ooit gesien dat my hare vasgemaak is nie. Nee. Daar is altyd los, want my boetie, daai eie lawwe boetie van my, het ek vir my gesê, jou nek is so lank, dit lyk soos 'n waterskilpad. En dis het vir my, ja, ons is ook so boelietjie ons klein was, al het ons nie self van die gehad nie. So julle, vandag gaan ek my lens check. En ek wil jou nooi jou lens te check. So ek gaan vandag, en ek gaan voel of ek nou reg, en staan met my familie vir julle al. Ek gaan my baadjie vandag uitgaan. Ek sal vandag sien met my baadjie vir die skool loop, en ek skrikkelik bewus van almal wat my nou sien. Ek gaan sien met my baadjie loop. Ek maak my hare vas vir my trekmol by die huis loop. Ek gaan vandag my hare vas. Sorry, vir die waterskilpad nou, ek wil julle nou wat sien vandag. Julle is amazing. Julle is 'n miracle. As jy vandag sien smile vir my, dan weet ek is okay. Kyk mooi na jouself. Dis dit gehad. Here, dankie dat ek vir 'n groep kinders kan staan en kan hartseer wees oor die reaksie wat hulle nou gehad het. Here, help my dat ek altyd die regte lens sal aansit as ek na myself kyk. En veral as ek na hierdie kinders van U kyk. Sal U gee dat elke onderwyser, elke persoon na die geestesgesondheidssentrum, wanneer ons met kinders werk, dat ons sal kyk deur U lens. Dat ons sal kyk na U kinders. En dat ons sal weet wat 'n ongelooflike miracle dit is, dat hulle hier is. Help ons, Here, dat ons hulle oë ook sal oopmaak, dat hulle dit ook sal sien. Dankie, Here, dat U wat 'n almagtige God is, ons eers gekies het. Amen. Sure, ons 'n opening wat ek altyd sal onthou.
wat jy altyd sal onthou. Die krag hiervan ewig tot in ewigheid. Vir my baie dankie vir 'n baie besonderse en treffende opening. Hierdie opening raak nie ons weerstel gemeet vanoggend. Ons eer jou daarvoor baie dankie. Swaries, ons het minder as halfuur met die klomp goed gebeur vanoggend in vierkant. En ek gaan nou so vinnig as moontlik maak. En ek wil begin weer te sê, het jy gesien hoe die Woensdag skool toe gekom het? Oor ons die paaie is daar welkomwoorde gewees en die Swaries in 'n grypjare en het jy dit gesien? Ouens, kyk ons het die landpaal en oor ons, hier in ons gemeenskap. En ek wil nie raad die wetenskap spreek ontvaar nie. Ons as olie is so opgewonde oor jou terugkom skool toe, dat daar goed gemaak is en opgesit is. Vir jou te sê welkom terug. Ek het vanmorgen nie tydens mevrou Meyer se opening iets ervaar van ons familieverbintenis. Ons moet mekaar goed kan deel. Ons seer met mekaar kan deel. Ons lief en weet met mekaar kan deel. En dit ons hierdie familieverbintenis het. Dis uniek en spesiaal. Dis nie by ander skole so nie. En jy is spesiaal. Dankie vir jou. Ouens, die matriekskreet van Woensdagoggend wil ek gou sê matrieks, daai kreet het die Kieperruimte getref. Hy het mediahuise getref. Ons kry die aksie uit baie groot mediahuise uit oor jou kreet wat jy moet geskreeu het. Ek gaan seker maak dat ons daai berig wat in 'n mediahuis wat joernaliste in die hande gekry het dat hulle oor beriggewing doen wat hulle geskryf het oor jou. Dis Engelse beriggewing daai, maar ons gaan seker maak dit kom by julle uit. En dit sê net vir ons matriekgroep het daar een ons so stempel kom afdruk dat die wêreld daar buite kennis neem. Die onderwysdepartement gaan saam op aandag. Almal daar buite praat oor die matrieks van Hoërskoolswakop 2026. Ons kom ons sê weer vir hulle aan. Ek is vinnig oor daai graad 8 so vir julle wil ek sê graad 8. Jou atletiek inwoes van gister. Ek het nog nie so iets beleef nie. Dit was net ongelooflik. Dankie vir jou ongelooflike passie, toewyding, entoesiasme en dat wel almal van julle net vir 'n volle deel geneem het. Die talente wat daar sit is merkwaardig en ons hou julle dop. Maar geluk met gister en daarmee saamiddelik ook met ons matrikulante en die prefekte wat diensdoenend was daar. Dankie. Julle ouens kom perseel net daai totale sukses vir ons daar vir die dag. En vir ons prefekte ook baie dankie vir 'n uitsonderlike dag wat ons gister gehad het. Ons is baie opgewonde oor julle. Kom ons gee hulle ook 'n lekker hande klap asseblief. Ons wil een wat woord van waardering wat ek wil uitspreek en dan van ons oorgaan tot 'n baie mooi seremonie. Ons in die skool is daar hoeveel geleenthede wat tot sy reg kom as gevolg van 'n klompie kinders wat agter die skerms bitterhard werk. En ek wil eens vanmôre vir hulle ere gee. Dis ons dankbaar. Ons as hierdie tankie skielik daar is en hoe praat ek met hierdie hele skool? En ek gaan heeltyd op die toppen van my stem moet skreeu, myself skreeu en die ouens daar op die eindpunte gaan my nie eens hoor nie. Hier praat ek my stem nie oor eis nie, te lekker praat ek hier en almal hoor my. As ons praat van die teams wat gelewer word, dan musiekversorging, dan is 'n graadopening het op al 5 eindpunte van hierdie skool waar graadopening plaasvind. Jy stap in en daar staan. Gister by graad 8 atletiek byeenkoms. Daar by inkoms kan nie funksioneer daar as aan die klank is nie. Jy kom daar staan. In die personeelkamer die oggende, as ek daar moet praat met 150 onderwysers, daar staan. En as ons die audiovisuele wil gebruik in die personeelkamer, is dit dan. Dit gebeur nie. Maar ons het klankspan wat agter al hierdie goed sit. En ek wil vanmôre vra dat ons hulle is die oggende al 6:00 by die skool begin rondhardloop om al die klank te versorg. En baie wil bitter laat in die aand as die eindproduksie klaar is, een of ander produksie wat hier oor klaar is, dan begin hulle eens opslaan, dan klim hulle daar volgende oggend by die bed. Kan ons vir ons klankspan vanoggend net 'n hartlike applaus vir hulle.
Meneer André van der Meer, wat voorloop daar, meneer, ons is so dankbaar vir jou. Saamheid kan ons van die grootste wat jy doen. Julle kan kom op 'n lekker aan die kant. Kom ek begin met die woord van die dag hier, of ons seremonie doen. Voogperiode, as ons hier verdaag, 8:45 is die voogperiode klaar, dan is daar 2 periodes skool, dan verdeel ons in ons onderskeie spanhuisgroepe. Nou, ek sien sy afkondiging met iemand van lees, hy sê, afkondiging sê, Korwas het die fees, die span wat jy wil wees. Jy wil graag deel wees, dis die Korwas se fees. Warmas en Darwas moenie stres. Korwas wys vir julle, hoe lyk 'n fees. Nou ja, so Warmas en Darwas, ek kan niks van julle gehoor, die klink vir my hierdie jaar van julle nou maar, nou ja, word nou die dominee en die Korwas om aan die werk doen. Ouers luister van, ons sien uit 'n ongelooflike Dinsdag. Dan nou vir jou vraag. Dinsdag moet kom, moet jy seker maak, jy moet hoë faktor sonbrand roompie aansmeer daar begin. Bring saam ook, so oor die naweek kan jy die ouers sê asseblief koop hoë faktor sonbrand room. Dis belangrik ouers. Die weerbehoorse het van Dinsdag verskriklik warm wees. En daar's geen reënvoorspelling nie, het gaan verskriklik warm wees. So hoë faktor sonbrand room die oggendreis aansmeer, bring dit saam. En dan hier so teen 10-11 uur smeer jy weer aan, en hier so teen 1 uur of so smeer jy weer aan. En dan as jy genoeg water drink op die dag, al sit jy net op die paviljoen, die humiditeit gaan hoog wees, en dan sonder dat jy dit besef dehydreer jy, met genoeg vog inneem, drink genoeg water op die dag. Ons sien uit in die dag. Goed, so na die spanperiodes, dis dan voogperiode, 2 periodes skool, dan ons huissporte wat aan mekaar uitkom, en dan daarna is dit 'n lekker pauze. By die naweek aan betrek, so ons baie sterkte vir ons rugby ouens, wat 'n lekker oefenkamp op die skoolterrein het. Hulle begin nou al in opmars besig te wees op die rugby seisoen. Maar dit is jou kans, dit is jou geleentheid, dis hier waar jy kan demonstreer. Graad 8 môre, jou groot oefening met die bietjie konsert, sterkte vir julle. Cricket, Vinsprietjie grond, Lichtenburg Tuisenberg, vir die spanne daar baie sterkte. Graad 8's, jou ouers, môreoggend 9:00, is hulle almal in die skoolsaal vir 'n ouervergadering, dit gaan so voorreg wees om ook jou ouers te kan ontmoet. Maar dan vir die hele hoërskoolswarm ouens, van daar die hele kleinste Japsoet graad 8 tot daar hulle daar matrikulant, almal van julle. Ek sien jou Sondag 4:00 die middag op die skool se paviljoen. Probeer al 3:30 wees as jy plek wil hê, want hy paviljoen is elke chokkelhoop volgepak. 3:30, want die voorprogram begin al 4:30 en dit is baie spesiaal, maar van 4 tot 5 kom jy in jou Koningsblou skooluniform saam met jou hele gesin, oupa, ouma, almal kan kom, klein tot die sussie, sit daar paviljoen vol met 'n pragtige geleentheid en waar ons hierdie jaar hierdie skool net kom toevertrou aan die Here, want ouens, ons kan so hard werk as ons wil, ons kan doen wat ons wil. By einde bly ons so afhanklik van die seën van die Here. En dankie dat ons jou Sondag vir daai uur hier ontvang. Hierdie is 'n groter geleentheid nog as die Klasse Clash. En ek sê vir jou dankie vir jou teenwoordigheid van Sondag. Joanie sê, kan jou vir jou ook sê, as dit lyk goed gaan reën, bring maar 'n sambreel saam. Die grootste deel van die paviljoen is onder dak. As dit 'n donder weer is dit nou 'n ander saak, maar as dit net 'n ligte reentjie is, gaan ons nog steeds aan. Goed, ek my oog net gou nou hier oor dit nog gooi. Ouens, as ons hiervan verdaag, julle gaan mooi hoor. Almal wat fotograwe is hier, jy was deel van die fotografie span. Jy moet na T32 toe gaan. Er is nou daai trappies op, die eerste klas daar links, T32. Die oomblik as jy daar voor die nog voorklas toe gaan jy baie vinnig so doen. Ons ouens wat deel van die fotografie span was mal. Die van julle wat graag ook 'n fotograaf van die skool wil word,
Jy moet net jou eie kamera hê of 'n baie hoë definisie selfoon, dan kan jy ook soontoe gaan. Hierdie trappies op vinnig aan juffrou Annette Coetzee toe in T32 as ons nie verdaag. Dan, die hele noodhulpspan moet vinnig net hier agterbly en gou vir juffrou Adrie kry wat met julle gaan praat, die Pretoria wat julle gaan kom praat, juffrou Andrika, wat met julle gaan kom praat oor noodhulp, direk soos die verdaag hier by die podium asseblief. Nou, graad 9. Ons het nou duidelik kennis in die matriek is hier, maar dit lyk nie vir julle het al opgedaag nie. Ja, ek hoor niks van die raad, kom ons gaan oor na die graad 10. Graad 10 graad 9 het julle nou daarom wakker geword. Maar nog goed, nou gaan ek vir jou vra, luister nou, maar jy kan nie so praat nie, want nou gaan ek jou ignoreer. Graad 9, ek gaan jou laat sit en ek gaan jou ignoreer, jy moet oppas. Luister gou. Vanmôre is die geleentheid, waar ons staf van eenheid, want die familie is merkwaardig, die staf van eenheid in mekaar gaan skroef. Jammer vir haar groepie daar aan die ander kant sit, hulle is nog nie zwaries nie, ons weet nog nie eindelijk van hulle nie, maar kom ons kyk of die graad 9 opgedaag het. Graad 9, oor na julle toe, baie dankie. Jy moet hom verdien, anders proef ons nie aan nie. Ons kan ons applaus gee. Alright, kom ons vir hulle mooi nou sê vir hulle, ons kan hulle sê vir die stad inskroep. Ek vra vir meneer Pinaar om vir meneer Nel, jou gedeelte vir die stad te bring asseblief. Nou, kan ek gou vir julle sê, my insiens die graad 9 het net gemaak, hoor, my het gemaak, maar kom ons, ek het al hulle gevoel, hier kom nou iets, ek het so gevoel, graad 10 kom ons hoor. Kom ons gee hulle kans, allemaal doodstil.
Ek dink ons kan maar stop hierso. Dit was goed. As hy dansval, kom ek wees hier 'n applaus vir die dansval. Asai. Trap uit, ek dink julle kan net sit. Ek sien hier kan jy net iets doen. Matriekje moet bly sit, dankie, matrikulante kan bly sit. Luister gaan. Ek dink, ek het net gesê hoe ongelooflik was die matriek gister. Ek het nie goed voel, hier is een graad roep op wat nou by hulle verby gesteek het. Matriek so, nou het jy 'n probleem. Of ons sluit hom af en ons gaan klasse toe, of jy moet beter wees of wat jy gister was. Ek wil jou met matriek kom ons, hoor wat van julle vir ons vandag doen. Matrikulante al die oor op julle. Nou, ek allemaal gauw stil, dankie, matrieks, en sê voor vir julle. Goed stil. Julle kan julle gedeelte kom omskroef, baie geluk. Zwaris en dan. Ek vra van meneer Nel om mooi te staan, daar met die staf. As jy dit gauw kan voorbij beweeg, asseblief, dat ons hier kan omgaan. Ons hier is baie speciaal wat volgende hier gebeur, hoor. En ek wil hier die symboliek van die draag sien. Waar ons as skool vanmorgen en aan te kom saambind vir die jaar. Dankie vir die respect, waarmee elke graad ook met die ander graad groep omgegaan het vanoggend. Dit sê so baie van elk van julle se karakter hier. Maar dan die laaste gedeelte van ons staf, wat die voorsienigheid van ons hemelse Vader versimboliseer, waarsonder ons niks kan regkry nie. Vra ek dan of mevrou Baders, ja, dit verteenwoordig ook ons personeelkorps, om die laaste gedeelte van die staf vir ons te kom inskryf, asseblief. So dankbaar vir juffrou Net, ons fotograaf wat alles mooi vir ons vas lê hier. Groot waardering.
En nou vra ek weer Nel om daai stap ons lekker omhoog te hou. Swaries, kan ons 'n lekker applaus gee vir ons stap. Vir ons graad 8, jy is nie deel van die skool nie. En jy gaan jou plek in Hoërskool Swartkop nog moet verdien. Kom ons hou duime vas, dat jy ook een van die daardie voorreg gaan hê, om te sien hoe jou gedeelte van die staf ingeskryf word, waar jy deel vorm van hierdie familie. Ek gaan egter nou my slotversoek rig, en dit is ons, vir ons die vandag, dus is mooi op tyd. Net om gesê, kwart oor afstaan die persoon van, maar moet ons klaar wees hier, en ons is mooi op tyd. Nou gaan ons vir ons wat afloop wys, en ons het dit wel woensdag ook gedoen, maar nou vanoggend, soos nog nooit. Hy gaan tel 'n magsdemonstrasie waar ons vir die bietjies ook net gaan wys. Wat is eenheid? Hoe lyk die Zwazi familie? En vra ek vir Hoërskool Swartkop om nou in te haal vir die 2-3 en 1-2-3-3-2. Kom ons laat aan dankie. En dan moet ons begin met doodse stilte. Daar sy. Ek sien net ook met ons grade, die graad voort in die leef. Nou as jy hier voorsien, dan kyk jy hoe mevrou Daardner, soos dat dink ook hier inhak, ook by ons kinders, meneer Nel, ook dat dink ook hier inhak. En dit is so spesiaal vanoggend. En nou gaan ons doodstil bly, en dan gaan ons ontkom. Dankie. Drie!